Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Dinsdag 23 Junie, die bruid. Terwyl Johannes in ballingskap op die eiland Patmos was, ontvang hy 'n visioen oor hoe dit gaan wees wanneer ons vir ewig met God herenig word. Lees Openbaring 21 vers 9 tot 11. Watter beeld word hier gebruik? Wat is die rede na jou mening daarvoor? Ons lees Openbaring 21 vers 9 tot 11. En een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste pla, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. Openbaring 21 vers 9 tot 11. 'n bruid lyk altyd mooi. Op haar troudag wil almal haar sien. 'n Troue is 'n soort keerpunt, omdat die bruid en bruidegom een word. Dit geld ook vir ons verhouding met God by die wederkoms. Jesus is besig om vir ons 'n prentjie mooie tuiste voor te berei. Ons lees Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Dit is te mooi vir woorde. Om die waarheid te sê, lees ons Ellen G. White se Great Controversy, bladsy 675. Die beloning wat op die regverdiges wag, kan nie in mensetaal beskryf word nie. Dit is iets wat self aanskou moet word. Die heerlikheid van die paradys wat God voorberei het, is ver bokant ons beperkte verstand. Dit kan nie begryp word nie. Ellen G. White, The Great Controversy, bladsy 675. Hoe gaan dit in die nuwe hemel en op die nuwe aarde wees? Dit is nie iets wat ons kan indink nie. Gevolglik skenk die Here aan Johannes 'n visioen, sodat ons ten minste na 'n spoedige bruilof van die lam kan uitsien. Let inderdaad op die skrif se uitnodiging in Kolossense 3 vers 2 wat sê, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat hier op aarde is nie. Met groot omsigtigheid berei die Here hom voor vir daardie dag. Wat meer is, hy wil nie hê dat die bruilof van die lam ons onkant moet vang nie. Ons lees Matteus 22 vers 1 tot 14. Gelykenis van die bruilof. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het, en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed, kom na die bruilof. Maar hulle het al daaraan nie gesteer nie en weggegaan. Een na sy eie stuk land en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan?
en hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en geknars van die tande, want baie is geroep, maar min uitverkies. Matteus 22 vers 1 tot 14. Ons lees ook Matteus 25 vers 1 tot 13. Die profetiese rede, gelykenis van die 5 verstandige en 5 onverstandige maagde. Dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was, hulle lampe neem, het hulle geen olie saam met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg vir ons en julle wees nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later, toe kom die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle daardie dag en uur nie weet waarop die Seun van die mens kom nie. Matteus 25 vers 1 tot 13. Die heelal is die gemeente wat toekyk hoe die paartjie trou. En wat meer is, ons is 'n hooffiguur in hierdie verhaal. Ons vorm deel van hierdie bruid, wat die stad is waarna Jesus ons op die wederkomsdag sal neem. Interessant genoeg word die kinders van die Here, oftewel die heiliges, ook die bruid genoem. Openbaring 19 vers 7 sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Miskien omdat hulle binne in die heilige stad, die Nuwe Jerusalem is, wat volgens Openbaring 21 vers 2 neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Op hierdie pragtige beskrywing van die Godstad toon 'n noue band tussen die kinders van die Here en die stad, aangesien beide die bruid genoem word. Die Bybel gee ons 'n noukeurige beskrywing hiervan. En ons lees die aanhaling uit Ellen G. White, The Great Controversy, bladsy 426. Skrifverwysing in Ellen G. White is Openbaring 21 vers 9. Die heilige stad, die Nuwe Jerusalem, wat die hoofstad en setel van die koninkryk is en wat die bruid, die vrou van die lam genoem word. Lees Openbaring 21 vers 9 tot 27. Waarom is dit so moeilik om ons dit voor te stel? Hoe gemaak om net 'n basiese begrip te vorm oor die dinge wat hier aan ons beloof word? Ons lees en sluit af met Openbaring 21 vers 9 tot 27. En een van die 7 engele, wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plae, het na my gekom en met my gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die bruid toon, die vrou van die lam. En hy het my in die gees weggevoer op 'n groot en hoë berg en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdal. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n baie kosbare steen, soos die kristalhelder jaspissteen. En dit het 'n groot en hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Aan die ooste kant was daar 3 poorte, aan die noorde kant 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die lam. En hy wat met my gespreek het 'n goue meetroede gehad, om die stad en sy poorte en sy muur af te meet. En die stad het vierkantig gelê, en sy lengte was net so groot soos sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl.
Sy lengte en sy breedte en hoogte was gelyk. En hy het sy muur gemeet op 144 L, volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. En op die boustof van sy muur was jaspis, en die stad was suiwer goud, soos suiwer glas. En die fondamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fondament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedoon, die vierde smarag, die vyfde sardonyx, die sesde sardius, die sewende kristoliet, die agste beryl, die negende topaas, die 10de chrysopraas, die 11de hyasint, die 12de ametis. En die 12 poorte was 12 parels, elkeen van die poorte was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die Lam. En die stad het die son of die maan nie nodig om in te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle heerlikheid en eer daarin. En bedags, want nag sal daar nie meer wees nie, sal sy poorte nooit gesluit word nie. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Openbaring 21 vers 9 tot 27.